Goeiemôre broer en suster. Welkom aan almal hier by hierdie geleentheid. Dit is my voorreg om almal hier te verwelkom en op hierdie Sondagmôre. Ons gaan hierdie erediens begin met Psalm 100, die ou bekende melodie. Kom ons sing hierdie lied staande, dan vra ek dat julle dink aan u na die tyd wie u plek inneem. Broer en suster, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Here, groet jou vanmôre met die woorde, genade en vrede vir julle, van hom wat is, wat was en wat kom. Die Here die Almagtige, God die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan en sing ons die volgende lied saam. Halleluja 210, blye versekering, Jesus is myn. Dit is my roem tot
Broer en suster, as verwoordmoediging van môre lees ons uit Matteus 22. Die gedeelte lees so: Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, in hierdie oggend kom dank ons U, Here, dat U die Here is van U kerk. Here, dat U die Here is wat ons vergader, beskerm, onderhou. Dat ons hier, Here, in U naam vergader is. Dat ons weet, Here, U is in die grootheid en die genade in ons lewens teenwoordig. En dat ons, Here, ook kan weet dat U by ons is, dat U voorsien in die goedheid en in U guns. Here, ons kom dankie, Here, dat ons daarin kan vashou. Here, dat ons self, Here, voor U voete kan kom neersit. Nie omdat ons het verdien nie, Here, maar omdat U 'n genadige Here is. Here, dankie dat U ons ook telkens terugroep. Telkens nader trek. Here, so ook met hierdie woorde, met hierdie wet, die opsomming daarvan, Here. Here, help ons om ons lewe te rig tot eer en verheerliking van U. Here, daar waar ons tekort skiet, Here, daar waar ons afdwaal, daar waar ons struikel, daar waar ons sondig, Here, vergewe ons. Here, en soos die psalms, waar ons kom bid, Here, deurgrond my o God, deurgrond ons, en lei ons, Here, op die beproefde pad. Amen. Broer en suster, so wat ons sit, kom ons sing die volgende lied saam. Ek roem U naam, wil graag sing, ek wil U hulde bring, want daar is trou en liefde by U Heer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen
diepste nood, bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer, ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling, ja daar is geen einde aan U liefde nie. Broer en suster, in Galasiërs hoofstuk 5 hoor ons Paulus wat vir die gemeente sê, maar as ons bewus is van die Here se teenwoordigheid, as ons 'n lewe leef in hierdie lewe wat geloofwaardig is, dan sal ons vrug dra. Dit sal wys in hierdie wêreld, dit sal wys in dit wat ons doen en dit wat ons aanpak. En dan kom sê Paulus, dit is hoe hierdie lewe lyk. Galasiërs 5 vanaf vers 22. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Broer en suster, omdat ons in hierdie Here glo, wat ons vryspreek, wat ons roep, wat vir ons in hierdie wêreld instuur. Kom ons staan en bely ons geloof hardop saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Ek kan die plek inneem. Broer en susters, jy kan die Bybels oopmaak, ons gaan saam lees in 2 Korintiërs hoofstuk 1, daarvan af vers 12 tot hoofstuk 2 vers 4. Voordat ons dan saam lees, kom ons sing hierdie volgende lied saam as gebed, voor ons dan uit die woord uit lees. Ekskuus Anel.
Broer en susters, soos ek gesê het, ons skriflesing kom uit die tweede brief van Korintiërs. Ons lees daarvan in hoofstuk 1 vanaf vers 12. Daar is een ding waarop ons trots is. Ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen en teenoor julle in die besonder opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God. In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan. Tot nou toe het julle ons maar gedeeltelik verstaan, en op die dag wanneer ons Here Jesus kom, sal julle dan net so trots wees op ons soos ons op julle. Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die plan gemaak het om julle te besoek, sodat julle 2 keer 'n bewys van genade kon ontvang. Ek wil julle op die deurreis na Macedonië te besoek en weer op die terugreis van Macedonië af en dan met julle hulp my reis voortsit na Judea toe. Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem ja en nee sê? So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus Timotheus aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelyk nie. Hy is die ja van God, die ja op die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder. Ons is sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ek roep God tot getuie en saam met my lewe daarvoor in. Dit was om julle te spaar dat ek toe nie na Korinthe toe gekom het nie. Ons wil nie as heersers voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof, maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. Daarom het ek besluit, ek kom nie weer na julle toe as my besoek op droefheid uitloop nie. Want as ek julle hartseer maak, wie bly dan oor om my op te beer, behalwe die wat ek hartseer gemaak het? Dit is waarom ek liewer aan julle geskrywe het. Ek wou nie daar kom en hartseer gemaak word deur wense wat my gelukkig moes gemaak het nie. Want ek is seker daarvan oortuig dat julle almal gelukkig is as ek gelukkig is. Ja, met groot bekommernis en beklemming van hart en onder baie trane het ek aan julle geskrywe. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om julle te laat besef dat ek julle baie lief het. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons nou dink oor geloofwaardigheid, is hierdie mannetjie ou Pinocchio seker een van die karakters wat ons mekaar kan sê, baie oor kan praat, maar hoe het hy opgetree? Was hy geloofwaardig in dit wat hy gedoen het? Elke keer as hy 'n storie vertel en daai neus van hom al langer word, hoe het hy opgetree? As ons dink aan Galasiërs 5:22, wat vir ons kom leer van die vrug van die Gees, dan praat hierdie gedeelte dat juist daaroor oor getrouheid. Dat ek en jy in dit wat ons doen betroubaar sal wees, dat ek en jy geloofwaardig sal wees. Dat ons nog anders gestel, eg sal wees in dit wat ons doen. Juis met die doel dat ons mekaar kan sê, maar ander kan dan op my staat maak. Dat ek en jy vir mekaar kan sê, maar dit is waarvoor ek staan, dis wie ek is, dit is wat ek glo die Here van my verwag. Want in die lewe werk, as ons nou vir mekaar dit so sê,
ons in die lewe dink, hoe werk die lewe? Hoe kyk ons na 'n karakter, na iemand, soos ek dink aan Pinocchio, hoe kyk ons na hierdie persone? Ons takseer iemand op die manier hoe hy optree, op die manier hoe hy omgaan met mense, op die manier hoe hy oorkom as geloofwaardig, of dan nou nie. En ons kan vinnig 'n pyl trek om te sê, maar dit is wie hierdie persoon is. Die teendeel is ook waar. Dat ons ook vir mekaar kan sê, maar ons het heeltemal vertroue in iemand verloor. Hierdie persoon se geloofwaardigheid is in gedrang. Hierdie persoon is op 'n manier, op 'n plek, waar ons hom of haar nie kan vertrou nie. En as ons dink aan die gemeente vir wie Paulus in hierdie brief skryf, die gemeente van Korinthe, is dit hoe hulle vir Paulus beleef. Iemand wat ja en nee tegelyk sê. Iemand wat 'n belofte gemaak het om hulle te kom besoek. En dan ewe skielik sê Paulus dan weer nie, hy kom nie. En hier was hierdie gevoel by die gemeente in Korinthe, dat Paulus eintlik onbetroubaar is. Hy maak beloftes, maar as sake begin druk, verander hy maklik sy planne en hy sê maar nee, ek kom nie meer nie. Wanneer sake begin druk, soek hy uiteindelik op 'n manier 'n uitkomkans. Hy soek 'n eie stukkie gerief. En daarom het hulle gereken, kan Paulus nie vertrou word nie. Hulle het gedink sy eie persoonlike belang weeg veel meer as die van die gemeente. As ons nou dink aan Paulus wat hierdie woorde moet hoor, wat dit aangehoor het, die klagtes, die vermoedes, die afleidings wat gemaak is. Kom Paulus en hy sê, maar hierdie beweringe is eintlik vals, is onwaar, want ek tree op in belang van hierdie gemeente. Ek tree op juis omdat ek beleef en sien wat gebeur. Hy was nie onopreg in dit wat hy beloof het nie. Hy was nie onopreg in dit wat hy gedoen het nie. Ook was hy nie haastig om beloftes te maak nie. Paulus sê in die gedeelte dat hy nie gekom het nie, want hy wil hulle spaar. In die gemeente van Korinthe was daar twis. As ons mekaar terugvat, het ons op 'n stadium vir mekaar gesê, Korintiërs was hierdie stad met verskillende godsdienste wat by mekaar gekom het, die hawe stad. En hierdie kerk wat daar gevorm het ontstaan en daar's verskillende groepe, verskillende gelowiges uit verskillende agtergronde wat hierdie kerk gevorm het. Dwaalleer was deel daarvan. Maar ook so terselfdertyd 'n diepe besef en 'n diepe soeke na wie God is. As ons na die gedeelte kyk, sien ons hoe Paulus vir hierdie gemeente kom sê, maar eintlik kom ek nie juis want ek wil julle nie hartseer maak nie. Ek wil nie kom om die partyskappe wat in die gemeente is verder te bevorder en hierdie gemeente op 'n manier te skeer nie. En daarom sê hy vir hierdie gemeente, het ek eerder besluit om vir julle te skryf. Omdat hulle vas staan in die geloof en juis omdat hulle gehoop het, hierdie gemeente kan self hulle probleme oplos. As ons dink aan Paulus, en ons dink aan hom as die verkondiger van die evangelie, is dit dan juis by uitstek vir hom belangrik om geloofwaardig oor te kom. Is juis by uitstek vir hom belangrik om daar waar hy is as gesien te word, want hy kom staan daar as iemand
wat 'n blye boodskap kom vertel van 'n God wat leef. En dit moet in en deur sy lewe weerspieël word. Soos hierdie vrugte van die Gees. En daarom wil Paulus jy seker maak dat ander in sy lewe kan raak sien wie en wat hy is, wat sy karakter is. En as ons dit vir mekaar sê, en ons trek so 'n bietjie die pyl na ons eie tyd toe, ons bring onsself na ons eie tydsgees toe. Is dit nog vir my en vir jou belangrik? Is ek en jy nog bereid om met ons dade, dit wat ons doen, ons geloofsoortuiging te bevestig? Is ek en jy bereid om met dit wat ons doen, daar waar ons gaan in ons klein dorpie, juis met die manier hoe ons optree, die vrug van die Gees wat ons dra, die vergestalting van die getuienis van God in ons lewe te weerspieël? Bely ons een saak en lewe ons so? Of doen ons anders? En juist daarom, omdat ons anders doen as wat ons mekaar sê, omdat ons anders doen as wat ons glo, vertrou niemand ons nie. Kan ons nie hierdie evangelie, wat aan ons leef, geloofwaardig verkondig nie? Ek wil 2 voorbeelde gebruik, een baie algemeen. Daar is hierdie nar in die dorp. Iemand wat almal vermaak en die heeltyd grappies vertel en almal lag en skater as hy sommer net in die vertrek instap. Die inslag kom probeer hy 'n baie ernstige verhaal vertel. Dit brand. 'n Groot brand het buite die dorp ontstaan en is besig om al hoe nader aan die dorp te kom. En almal begin te lag vir die nar. Ag, die nar is lekker snaaks, want dit is sy karakter. Dis wie hy is. Dis wie ons van hom leer ken het. Dis hoe ons hom beleef het. Sy hele lewe lank het hy net grappe gemaak. Hoekom sou hy nou ernstig wees? As ons dink aan dit wat ons mekaar sê oor ons geloof, in ons geloof sê ons mekaar, daar's oorvloedige blydskap in ons, want Christus leef. Maar so baie keer is ons somber, mistroostige, klarige, ondankbare mense, wat in hierdie lewe leef, wat die teendeel bevestig van dit wat ons in glo. As Christene praat ons van vrede. Maar die vrede strek nie verder as dat ek voordeel daaruit kan trek nie. Ons praat van die eenheid wat daar Christus is, maar ons sien juist die teendeel. Soms selfs in ons eie huise, ons eie families, ons eie gesinne, ons eie gemeente. Ons sing Jesus neem die sondaars aan, maar weer net, doordat dit tot my voordeel strek. As ons dit vir mekaar sê, broer en suster, maak ons die evangelie en ons eie lewe 'n toonbeeld van onbetroubaarheid, van ongeloofwaardigheid. En moet ons nie verbaas wees, juis wanneer mense vir ons vra, maar hoekom wil jy 'n Christen wees, as Christene so leef, so optree teenoor mekaar nie? Hoe leef ek geloofwaardig? Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom vertel vir hierdie gemeente,
juis dat dit wat ons in God beleef, dat sy ja is. Christus is God se ja vir hierdie wêreld. Die ja wat vir my en vir jou kom sê, hy het gekom die beloftes vervul. Hy het gekom om te sterf. Hy het gekom om op te staan, hy het gekom om ons sy gees te gee, sodat ons die getuienis kan leef van God se goedheid, sy genade, sy guns in hierdie wêreld, met blymoedigheid, met vrede, met dit wat ons so vanselfsprekend aanvaar. En hieroor kan ons tog nie twyfel nie, sê Paulus. Christus het mens geword. Hy het aan die kruis kom sterf. Hy het ons versoen met die Here en die Gees is gestuur. Paulus wil met hierdie argument juis vir die gemeente van Korinthe laat insien, laat raak sien dat God die betroubare een is. Dat God die een is waarop hulle kan bou, dat God die een is wat vir hulle die krag en die vermoë gee om daar waar hulle is, 'n lewe te leef agter God aan. Hy wil hulle bemoedig om vir hulle te sê, maar dit gaan nie oor my Paulus nie, maar dit gaan eintlik oor God. As ons nou dink aan die prentjie, die waarheid is, God leef. Die waarheid is, God is by ons teenwoordig. Dit wat ons bely in ons 12 artikels, so wat ons nou vir mekaar gesê het, dis waarin ek glo. Dis waarop ek my geloof bou, op God se woord. Hoe leef ek dit? In ons verhoudings, in ons gesinne, in ons familie, in ons huwelike, oor die mense rondom ons, ons gesinne, ons kerklike mense, met ons vriende, in ons gemeenskap, in die openbaar, daar waar ons besig is met finansies, daar waar ons besig is met politiek, is ons besig om geloofwaardig die evangelie wat God in ons lewe kom insit het, te leef, te verkondig, daarmee om te gaan. As ons na die wêreld kyk, sal ons vinnig vir mekaar ook kan sê, maar die wêreld kom ook onmiddellik met 'n klomp oordeel na ons toe en sê vir ons, maar julle is in elk geval nie geloofwaardig nie. Dit moet my en jou nie ontmoedig om 'n lewe te leef waarvoor God my en jou geroep het nie. Moet my en jou nie ontneem om 'n lewe te leef wat die gestuurdheid van die Here vir ons al hoe meer duidelik maak, om vir ons kinders te leer, vir ons kleinkinders, wat God van hulle vra, wat God van ons vra. In vers 23 sluit Paulus af, ek roep God daarvoor as getuie. As Paulus dit sê, broer en suster, dan word hierdie saak 'n ernstige saak. Dis nie meer speletjies nie. Dis nie meer hoorsê nie. Dis nie meer iets wat ek net kan afmaak as niks nie. Maar wanneer ek hierdie gesindheid uitleef van geloofwaardigheid, wanneer ons 'n lewe leef, wat dit gaan oor die Gees wat in my teenwoordig is, en ek kan nie anderste as om dit uit te dra nie. Ek kan nie anderste as om geloofwaardig te leef nie. Dan, broer en suster, kom ons uit wat dit beteken om 'n getuie te wees vir God. Want waar die woorde en die dade mekaar aanvul, daar kan niemand die teendeel bewys nie. Mag ek en jy 'n lewe leef
waar ons geloofwaardig is in dit wat ons doen. Waar ons die getuienis van God, wat 'n werklikheid is in ons lewe, in elke faset van ons lewe, uitleef. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, in ons in hierdie oggend, kom dank ons Here vir u genade. Ons kom dankie Here dat ons nie op onsself aangewese is nie, maar dat ons in afhanklikheid van u Here as gestuurdes kan leef. Dankie Here dat u ons kom toevou met u liefde, met u teenwoordigheid, met u genade. Maar dat u Here ons ook oproep, dat dit sal vrug dra in ons lewe. Here, met die manier hoe ons optree teenoor ander, dat dit in liefde sal uitkring na die mense rondom ons. Here, as getuie van u wat heers, wat ewig koning is. Dankie Here dat ons ook hierin kan vashou in die wete dat ons dit in afhanklikheid van u doen. Here, want u is die een wat vergader, beskerm en onderhou. Here, help ons en stuur ons in hierdie lewe in, Here, om 'n geloofwaardige getuie van u goedheid en u guns te wees. Daar waar ons gaan die evangelie te bring, hoop te bring. Ons kom bid dit. Ons kom vra dit die Here in u naam. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid dat ons die Here ook met ons liefdegawes kan dien.
Broer en suster, die afkondigings vir die week staan soos volg. Marinus het vir my nou kom herinner, ek het vergeet om die klas, ek is onseker wat se jaar dit is, maar Andrie vir julle klas wat hier so is, baie welkom, en besonder vir al die besoekers wat vanmôre saam met ons hier is lekker om julle ook hier te sien en te verwelkom. Mag julle 'n geseënde tyd en 'n geseënde kuier hê, ook oor hierdie naweek. Broer en suster, die verdere afkondigings, ons dink in lief en leed, aan die volgende persone. Ons dink eers aan Tannie Ria Booyens, dan Tannie Mercia van Dijk en Tannie Dora Joubert. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dankie Here dat U getrou is en dat U goed is. En dat ons Here kan weet U is in ons en by ons teenwoordig. Here, ons kom vra Here dat ons ook in hierdie oggend waar ons saam is, Here, waar ons hierdie mense kom opdra aan U. Here, ook hulle sal seën, Here, met U teenwoordigheid. Ons kom bid, Here, vir Tannie Ria, vir Tannie Mercia en vir Tannie Dora. Here, ons kom vra, Here, vou hulle toe in die teenwoordigheid en in U liefde. Here, ons kom dink aan die wat nie op hierdie lys is nie, aan die wat alleen is, aan die wat siek is, Here. Here, maar ook aan daar waar daar vreugdes is. Dankie, Here, dat ons in afhanklikheid van U kan leef. Ons kom bid en ons kom vra, Here, wees U ook so met ons elkeen daar waar ons gaan. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar in die week. Mag dit sommer net 'n lekker en 'n geseënde week wees. Die 23ste Jan Rikap, verjaar Jan Rikap, die 25ste Annelies Riesenbeek, die 26ste Leanne Church, die 27ste Kewen Smit, die 28ste Ilonka Wolfaart, die 29ste Monique Brester en Jacques van Tonder Jr. Dus al die verjaarsdag, mag dit 'n mooi dag en 'n mooi tyd vir u wees. Daar is nie vanmôre tee na die diens nie en ook die katedese nie. Daar is wel Woensdag Bybelstudie, bidtuur by Huisvergesig om 9:30, 11:00 Bybelstudie in die konsistorie. Ons is besig met Hebreërs en dan 6:00 is dit ons bazaarkommissie vergadering of ons fondsensameling kommissie vergadering. Elkeen wat betrokke wil raak, asseblief nou ons uit. Daarmee saam het hy ook dan 'n afkondiging ontvang wat so 'n bietjie uitbrei op die bazaar, waar daar benodighede is, wie die sameroepers is. Ek wil jy regtig uitnooi om betrokke te raak. As jy gaan lees, dan sal jy sien die pannekoeke benodig byvoorbeeld eiers, meel en suiker en olie, die nagereg, gebak, jelly, vla ensovoorts, die wit olie van enige skenkings, iets wat jy wil uitgooi, en dan die kindertafels, lekker goed en kontant vir aankoop van lekker goed, die gebak, koeketerte ensovoorts, en dan die speletjies, speelgoed nuut of oud of kontant. Broers, ek nooi regtig uit, hou hierdie dag oop, dit gaan 'n mooi geleentheid wees, dit gaan 'n lekker geleentheid wees, waar ons ook saam as gemeente kom kuier, en waar ons ook so 'n bietjie saam fees vier. Reg, broer en suster, dan ek self is so 'n bietjie met verlof, van die 28ste Maart tot die 7de April, en dan net weer uitnodiging, dan eers is dankie vir almal wat insameling, wat help met die alimentasie, en dan sluit die skole die 28ste tot die 28 Maart tot 8 April, en ons ringsitting is die 14de April, sowel as 'n FK vergadering in daai week. Broer en suster, ek wil vir u vra dat u nou ook saam met ons sal intree vir hierdie vergaderings, en dan ook ons nagmaalsgeleentheid die 17de April om 6:00, en dan Paasnaweek is dan die 18de tot die 21ste April, en dan Vryheidsdag is die 27ste April. So as jy wil vakansie vat, April maand is die aangewese tyd, dis net
vakansie daar. Ek gaan nie baie verlof vat nie, dis die geleentheid om dit te doen. Broer en suster, kom ons sluit af in dankbaarheid vir die Here se goedheid met lied 492. In U is vreugde, vreugde en vrede. Kom ons sing hierdie lied staande en vra ek dat ons staande sal bly vir die seën en dan die lied na die seën daarna. Suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen. Die Here sien jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here sien jou en hy beskerm